Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik goeiemôre. Dis voorreg dat ons nog 'n week gespaar is en geleentheid weer het om te gesels oor aktuele onderwerpe in die bediening hier in Namibië en die gelowiges se lewens hier in Namibië wat een en elkeen van ons as gelowiges raak. En vandag hier saam met my is Daniel Meiburg daar van Gereformeerde Kerk Otjiwarongo en ek is natuurlik Jacques. Julle ken my nou al redelik nou al goed by hierdie tyd. Ek hoop so. So nog nie vorige opnames gesien het of die inleiding opname nie, gaan kyk het gerus. Dis werklik waar goed. Ons hele opvolg tot waar ons vandag is. Kan julle gerus dan gaan volg en daarin ook groei in julle geloof. Maar vandag is ons onderwerp juis oor sonde. Ons nou 'n bietjie verlede week gesels oor die kerk en hoe die kerk ontstaan het en so ook en vandag gaan ons spesifiek fokus op sonde. En die rede daarvoor is as gevolg daarvan dat sonde is eintlik so aktueel. Ek en Daniel het nou net so vooraf so 'n bietjie gesels daaroor en dis iets wat 'n mens se prediking amper elke Sondag noem. Kom ons sê ons noem dit elke Sondag, nee. Daar's nie toekies omgedraai daaroor nie. Want die sonde is juis iets wat so deel is van die lewe ons nou leef, dat mense dit om elke hoek en draai begin raak sien en beleef en mense moet aanspreek. Dus die Here ons ook aanspreek om terug te keer na die skrif toe, sodat ons weg kan beweeg van die sonde af en kan heilig wees, afgesonder wees in sy diens. En daarom vra ons vanoggend onsself eers af, wat is sonde? Nou, sonde in sy diepste wortels kan mens dan eintlik maar sê, as mens nou kortom betekenis wil kry, is sonde om jou doel te mis. Dit is nou byvoorbeeld om, kom ons sê, het 'n dartbord en jy gooi 'n dart in die bord, jy mis heeltemal die bord, en dit is basies wat beteken om te sondig. Jy het heeltemal die doel van jou lewe gemis. En mens sien dan juis dit aan die begin van die Bybel, waar Adam en Eva geskape is en die tuin verenige plaas is en die Here wat dan een gebod vir hulle gee om nie van die boom van die goed en kwaad te eet in die middel van die tuin nie, en hulle wat dit dan ongehoorsaam is daaraan, en so die sonde dan ook in hierdie wêreld ontstaan. En daar het die mens dan sy doel gemis, want die Here het ons met een enkele doel geskep, en dit is om in 'n verhouding met hom te leef, om hom te eer, om gehoorsaam te wees aan hom, en ek dink dit is iets mooi wat 'n mens dan kan sien, dat God van die begin af ons nie in sonde geskep het nie, maar juis perfek geskep het, hy toe terugkyk op die skepping het hy gesê dis baie goed, en ek dink dit is iets wat 'n mens moet besef, van sonde, dat sonde juis vir ons uitwys dat die manier en die doel waarvoor God ons geskaap het ons heeltemal verbuister geraak. Dit het heeltemal duisternis vir ons geraak wat die Here van ons verwag, want ons het so blind geraak in die sonde dat ons slawe daarvan geword het. En dis kom die Bybel ook dan keer op keer praat van die boeye van die sonde, en die feit dat ons nie mag van die Satan was, voor Jesus Christus gekom het. Maar goed, Daniel, wat wil jy graag byvoeg hierby? Nee, baie dankie vir die geleentheid en ook hallo aan al die luisteraars en die kykers. Ja, ek dink jy het nou goed gesê dat sonde is om jou doel te mis. Dit is die betekenis van sonde. En waar kom sonde vandaan? 'n Mens kan nooit God die skuld gee vir sonde nie. Dit is wat baie mense doen, Hulle sê maar God is die skepper van alle dinge en daarom het hy ook die sonde geskep. En dis 'n groot dwaalleer, dis glad nie die waarheid nie. Ons sien duidelik raak uit die Bybel dat Adam en Eva, maar eers Adam sonde gepleeg het, dat hy in sonde geval het letterlik. En dat God
vir die mens toe hy die mens geskep het, 'n vrye wil geskep het binne God se wil of binne God se raadsplan. So die mens het die vrye keuse gehad, kan ek sê, om buite God se wil dan op te tree. En dit is hoekom jy dan nou mooi gesê het om jou doel te mis, want ons doel, ons almal se doel is om God reg te leer ken en om God te eer en God te verheerlik en om in 'n verhouding met hom te staan. Dit is ons doel, maar ons eerste ouers Adam en Eva het daardie doel heeltemal gemis en hulle het in die sonde gegaan. So onder die invloed van die duiwel het die mens die sonde gepleeg en in die sonde geval. En so ons kan nooit God die skuld gee vir sonde nie. Dis die mens se skuld en die invloed van die Satan. So dit is maar net iets wat ek dalk ook wil byvoeg. Ek weet nie of jy dalk iets verder daaroor wil sê nie. Nou, ek dink jy het iets mooi hier aangeraak en ek dink dis die hele ding van vrye wil, nê. Toe die Here die mens geskep het, en in die tuin van enige plaas het hulle die vermoë gehad om te kies tussen wat goed en reg is. Maar toe hulle in sonde val, toe het hulle nie meer vrye wil nie. Toe is alles wat hulle doen basies met sonde bevlek. Ek dink nou spesifiek aan Romeine 7, daar waar Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek wel. En dit wys mens eintlik net dat die sonde 'n mens so weggevat het en so verblind het, soos ek nou ook genoem het, dat 'n mens nie meer in staat is om God te kon sien, nie in staat is om dit wat God vir ons vra te doen nie, want elke keer wat ons dan onsself kyk en sien ons daai goeders is bevlek met sonde, daai pogings wat ons aanwend is bevlek met sonde. Soveel so dat die Here eintlik vir ons in sy woord openbaar dat ons kinders selfs in sonde ontvang en gebore word, nê. En ek dink dit is een van die grootste aktuele onderwerpe wat mense nou het deesdae, waar mense baie omgekrap raak as jy vir hulle begin sê, maar julle kinders is ook in sonde ontvang en gebore. En ja, dan is mense se reaksie baie keer, maar hoe kan ons dit sê? Hoe kan julle as gereformeerdes dit sê? Want dit is glad nie die waarheid nie. Ons sê dan God is nie die skepper van sonde nie, en nou sê ons maar die kinders is ontvang en gebore in sonde. Hoe werk dit? En ek dink dit is 'n belangrike saak wat ons hier moet bespreek. Juist as gevolg daarvan dat toe Adam en Eva in sonde geval het, toe het die verganklikheid ingetree, die voordeel wat die Here vir die mens gegee het, is juist dat hulle die dood gaan bereik. Nee, maar dit was die waarskuwing wat die Here al gegee het toe hy die gebod ingestel het dat ons mag nie van die boom in die middel van die tuin eet nie, was sy bevel gewees juist, of sy waarskuwing juist gewees, die wat daarvan gaan eet, gaan sterf. En natuurlik dit was van toepassing op die menslike, die liggaam wat sterf, maar ook natuurlik ten diepste op die ewige dood. Nou, hoe die kind in sonde ontvang en gebore word, hoe die volgende geslag ook begin sondig het, is met erfsonde. Ons praat van erfsonde, waar die nasaad van die man wat in die vrou ingaan, gaan die sonde oor na die volgende geslag toe. En ek dink juis die Here maak dit eintlik so mooi duidelik, nê, deur Kain en Abel, net 'n hoofstuk later in Genesis 4. Genesis 3 het Adam en Eva gesondig, en Genesis 4 maak die nageslag van Adam en Eva, Kain en Abel, maak Kain vir Abel dood, nê. En so sien ons daar wat die effek van sonde is. Maar ons sien dit ook in die Bybel verder. As mens kyk na die boek Psalms, dan staan daar juis vir ons mooi in Psalm 51, Psalm 51 vers 7, gaan ek gou vir ons dit lees. Dan staan daar, hier oop, dan sê Dawid daarso in vers 7 van Psalm 51, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger word. Nee, en daar erken Dawid self ook sy sonde was al in hom van geboorte af. En dis nie om te sê dat God die skepper is van sonde, hy is glad nie.
Dis gaat nie wat ons hier sê. Wat ons sê is deur die naasal van die man wat ingaan in die vrou in, word die kind in sonde ontvang gebore. En daarom van die kind se geboorte af kan mens al klaar die sonde van die kind in die kind begin raak sien, nê. Daniel, ek weet nie of jy dalk iets nog by dit wil sê nie. Ja, nee, dankie. Ek dink sommer nou aan die gedeelte in Romeine 3 vers 10 tot 12 sê daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En hierin sien ons ook raak net dat ons almal in hierdie geweldige totale verdorwe toestand is, as ek dit so kan sê, totale verdorwenheid gebore. En in Romeine 5 sien ons dit ook duidelik raak dat die sonde van Adam afgekom het. Romeine 5 gaan ek net vir ons gou hier oopmaak om dit te lees. Net gou 'n oomblik hierso kry. In vers 17, vers 15 en vers 17, vers 15 sê, deur die oortreding van die een mens, dis nou Adam, het baie gesterf, maar deur die genade van God en die gawe wat deur hierdie genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En in vers 17 kry ons hierdie selfde gedagte eintlik net nog duideliker. Deur die een mens Adam het die dood oor ons begin heers, maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. So hierin sien ons ook raak uit die woord uit Romeine 3 en uit Romeine 5 dat sonde realiteit is. Nee, ons kan nie daarvan wegvlug nie. Adam het dit probeer doen toe hulle self toegemaak het met die blare, maar ons kan nooit van die sonde wegvlug nie. Sonde is deel van ons en dit is iets wat ons moet mee vrede maak, en ek sê nooit die sonde aanvaar nie, maar ek bedoel mens moet vrede maak met die feit dat almal in sonde ontvang en gebore is en dit weet en dan saam met dit die belofte van God weet dat Jesus Christus gekom het as tweede Adam, as die volmaakte wat nie sy doel gemis het nie, wat ten volle die wil van God uitgeleef het en deur hom het ons dan versoening gekry en deur sy volmaakte uitlewing van die wet van God, ons sal later ook daaroor praat, het ons vryspraak ontvang. Maar ja, net uit hierdie twee dele kon 'n mens ook raak sien dat sonde deel is van die mens se hele bestaan. Elke persoon het sonde in sy of haar lewe. Ja, ek dink daar's ander gedeeltes ook wat ek nou aan dink, soos Efesiërs en Efesiërs 2 en Kolossense 2. Maar ek wil graag hier by Efesiërs 2 aansluit, Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Dan staan daar hierdie woorde: Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voor in julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle het lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou in die werk is in mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons, almal, trouens vroeër ook almal gelewe. Ons die ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En dan is daai wonderlike woordjie maar in vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was volgens ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. En dit is iets mooi wat Daniel ook nou baie mooi duidelik maak. Ons verlossing lê nie in onsself nie. Met ander woorde, ek kan nie myself red nie. Ek kan nie iets doen om te sê okay, vandag gaan ek nie meer sonde doen nie, en vandag gaan ek nou net ewe skielik hoe sê altyd die stryd in die narrow loop, hierdie volmaakte lewenspad, wat die Here van my verwag. Ons kan nie uit onsself dit doen nie. En dit is wat die Here vir ons duidelik maak ook in die Bybel.
ek het nou al klaar Romeine 7 aangewys waar Paulus dan self erken, maar dit wat hy wil doen, dit doen hy nie, maar dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. En dit wys die onvermoë van die mens om uit homself uit die Here te kies. Onvermoë om uit homself uit na die Here toe kom en te sê, luister, ek is 'n sondaar en ek kort u hulp. Dis alleenlik deur die wonderlike werking van die Heilige Gees wat die Here ons oopmaak om ons sondes te sien en dan dit te erken en te kan bely en te kan weet dat ons verlossing buite onsself lê in Christus alleen. En dit is die mooi van hoe die Here met ons op pad stap, daai genade, dat hy in sy genade vir ons 'n geskenk gee, die gawe gee om te kan raak sien waarmee ons besig is, om ons te vul met die Gees en ons te laat besef hy hierdie dinge wat ons nou in ons lewens doen is sonde. Ja, ek dink dit is 'n wonderlike opname gewees. Dankie vir elkeen van julle wat geluister daarna. Ek weet nie of jy dalk iets nog Bybel vroeg nie. Nee, ek is reg, dankie Jan, baie dankie vir die geleentheid. Ja, dankie julle vir julle wat ook ingeskakel het en lekker na ons geluister het. Ek weet ons het nou so kort en bondig 'n klomp goeters aangeraak en klomp goeters wat ons nog op baie lank kan op ingrawe. Het ons kort en bondig saamgevat, maar mag elkeen van julle ook hierdeur in julle geloof groei. Seën en sterkte vir die res van die week.